Ons lees uit Efesiërs die 5de hoofstuk en daarvan vers 15 af. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nou die Bybel sê ons moenie dronk word van wyn nie, maar ons moet vervul word met, wat sê die kinders? Watter hand gaan eerste op? Daai dogtertjie, vervul word met die? Ja, kom haal gou. Kom haal gou. Baie mooi, hoor? Jy moet met Boetie ook deel. Ag, dankie, dit is pragtig, hoor. Kom ons bly net so sit vir 'n oombliekie. Ek het die ander hande ook gesien, maar ek het net een, hoor. En haar handjie was vir my eerste. So kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie baie kosbare gedeelte in die woord. 'n Mens wil jou verstout om te dink dat dit een van die belangrikste boodskappe in die hele Bybel is. Want die vrug van ons lewens hang nie van onsself af nie. Dit hang nie af van ons eie karaktertrekke en hoe hard ons probeer en hoe slim ons is of hoe toegewyd ons kan wees nie. Dit hang af van die krag van die Heilige Gees binne in ons. U is ons in staatstelling. U is die een wat ons die krag gee wat ons nodig het om die lewe te leef waarby ons nou al vir die afgelope 4-5 weke stil gestaan het. En daarom bid ons, Here, vir geopende ore in hierdie aand. Ek wil bid, Here, wil U by my begin met hierdie baie belangrike boodskap. Wil U opnuut hierdie waarheid in my eie hart kom vestig. Wil U my opnuut angstig en gretig vind, liewer, om werklik daagliks vervul te wees met U Heilige Gees. Vergewe ons, Here, waar ons soms so 'n bietjie op 'n syspoor beland en van hierdie baie kardinale, belangrike waarheid vergeet. En ons wil bely, dit is dan wanneer ons ook kragteloos en vrugteloos raak. En daarom bid ons, kom staan U nou by elke een van ons stil. Spreek met ons wil graag luister. In die naam van ons Here Jesus vra ons dit. Amen. So ek wil vanaand graag met u praat oor die kragbron vir die nuwe lewe. Ons het die afgelope klompie Sondag aande by Efesiërs 4 en 5 stil gestaan en ons het dit opgebreek in klein hanteerbare stukkies en ons het dit so hanteer. En ons het begin daar waar Paulus vir ons sê hoe ons alledaagse lewe moet lyk. In hoofstuk 4 vers 1 is eintlik uitstaande as hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En daardie woorde maak dit baie duidelik dat hy nou van die teologie oorgeskakel het na die praktyk
hoe ons moet lewe, hoe ons moet wandel, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En toe het ons gesien dat hy sê ons moet anders lewe as wat die heidene lewe. Ons lewens moet heeltemal anders lyk as die lewens van ongelowiges, ongeredde mense. Ons lewens moet Christus gelykvormig wees. Ons moet anders lyk, ons moet anders dink, ons moet anders leef, ons moet anders praat. Ons verhoudinge met ons medemens moet anders wees as die verhouding van die van ongeredde mense. Ons moet navolgers van God wees soos geliefde kinders. En ons moet in die lig wandel soos wat Jesus in die lig is. En as 'n mens na al hierdie vermaaninge en oproepe van die apostel Paulus kyk oor ons wandel, want dis eintlik maar net waaroor dit die heeltyd gegaan het, die afgelope sê maar 5 weke, ek kan nou nie presies onthou nie. Dis al waaroor dit gegaan het, hoe moet ons lewe, hoe moet ons lewens lyk? En as 'n mens daarna kyk en jy sien hoe lyk hierdie nuwe lewe wat in Christus is, daardie kwaliteit lewe waarvan ons vanoggend gehoor het in Johannes 10 vers 28 waar Jesus sê ek gee julle die ewige lewe, en dit is nie net die tydsduur daarvan dit hier vir ewig nie. Dit gaan oor die kwaliteit lewe, dit gaan oor sy lewe wat hy vir ons gee. Dit wat hy in Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Dan kom die vraag by 'n mens op, wie kan regtig hierdie lewe leef? Wie is in staat om so te leef? Dit wat ons die afgelope paar weke in die aanddienste hier met mekaar behandel het. 'n Mens voel om uit te roep, maar dis ver te hoog vir my om by te kom. Hoe is dit moontlik vir blote menslike wilskrag? En dadelik besef ons dat Christendom gaan nie net oor 'n nuwe gedragskode, hoe ons moet lewe nie, maar dit gaan in die besonder oor 'n nuwe kragbron wat die Here tot ons beskikking gestel het, waaruit ons krag kan put om so te lewe, om tot eer van die Here te kan lewe. Hoe wonderlik om vanaand vir mekaar met 'n sug van verligting te kan sê, broers en susters in Jesus, ons is nie aan ons eie lot oorgelaat om vir die Here te lewe nie. Ons hoef nie en ons mag eintlik nie in eie krag probeer om vrugbaar vir die Here te lewe nie. Nee, daar is 'n wonderlike kragbron tot ons beskikking. Hoe baie mense die afgelope tyd in Suid-Afrika moedeloos geraak met Eskom. En uiteindelik gryp 'n mens na 'n sonstelsel by jou huis. Want jy kan net nie sonder die krag lewe nie. Ons is in 'n moderne tyd waar jy kan nie meer sonder elektrisiteit in jou huis lewe nie, en daarom baie mense oorgegaan en gesê, wel, nou moet ons maar ons eie planne begin beraam en ons moet sommetjies maak en ons moet uiteindelik ons eie kragbron in ons huise installeer, dat ons nie afhanklik is van 'n kragbron wat nie werk nie. En so is dit ook vanaand, moet ons vir onsself sê, weet jy, my eie wilskrag, my eie lewe is eintlik maar soos Eskom. As ek weer kyk en het die krag getrip, dan is daar nie krag nie. En ek moet my wend tot die Heilige Gees. Die vervulling met die Heilige Gees om hierdie krag te hê om vir die Here te lewe. En daarom is dit ook nie vir my vreemd dat Jesus net voor sy hemelvaart, toe die disippels en hy bymekaar was, pas voordat hy opvaar na die hemel op hemelvaartdag, vir hulle sê, julle moet nou teruggaan na die bovertrek in Jerusalem toe, en daar moet julle gaan wag
Moenie 'n woord met iemand praat. Moenie probeer om die evangelie met iemand te deel, voordat jy aangedaan is met krag uit die hoogte. 'n duidelike opdrag dat hulle eers vervul moes word met die Heilige Gees en dan in die krag van die Heilige Gees moet lewe en getuies vir die Here moet wees. En daarom ook die baie bekende Handelinge 1 vers 8 wat ek dink ons almal van buite ken. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Dit was nie net woorde nie. Dit was 'n lewenswyse. En dit is vir my so pragtig, weet jy, voor Pinksterdag lees jy oor die disippels dat Thomas het getwyfel. Die ander disippels het mense weggejaag van Jesus af, moet hom nie pla nie. Petrus was verskriklik impulsief. Hy het gepraat voor hy dink. En hy het goed gesê wat hy nie eintlik weet wat hy sê nie. Hy het vir Jesus gesê, ek sal saam met u sterf, ek sal my lewe vir u gee, maar u gaan nie na kruis toe nie. Jesus moes vir hom sê, gaan weg agter my Satan, jy weet nie wat jy sê nie. En wat doen hy toe die ou diensmeisiekie hom konfronteer? Jy's ook mos een van hulle. Hy ontken dit, hy raak woedend, hy raak briesend. Ek ken hom nie, ek is nie een van hulle nie. Maar op Pinksterdag, toe hulle vervul word met die Heilige Gees, toe verander hulle lewens radikaal. Nie 'n ander woord daarvoor nie. Petrus staan op en kragtig begin hy preek. En hy verkondig Jesus, die gekruisigde, opgestane heiland. En hy sê vir die Jode wat nou net 'n paar weke terug Jesus gekruisig het en vir wie hy toe bang was, hierdie Jesus wat julle gekruisig het God voorgestel as die Messias, as die enigste verlosser. En as julle sy naam aanroep, sal julle gered word. En ons sien 'n nuwe vrymoedigheid in Petrus. Ons sien 'n krag in Petrus wat nie daar was voor Pinksterdag nie. En dis waaroor dit vanaand ook dan gaan. 'n Mens kan amper sê dat Efesiërs 5 vers 18 spesifiek daardie woorde word vervul met die Gees, is die skanier waaraan ons hele geestelike lewe amper hang en draai. Daar's twee baie belangrike boodskappe in die Bybel. Die eerste een is aan verlore sondaars, mense wat nog ongered is. En daardie boodskap is in kort dat jy jouself moet verloon en dat jy Christus moet aanneem, sodat hy jou siel kan red en jou sondes kan vergewe en jou die ewige lewe kan gee, in kort. Ek dink dis die mees belangrike boodskap in die Bybel. Maar ons kan amper soos met die groot gebod sê, die tweede wat daarmee gelyk is hierdie een aan kinders van God. Dat ons vervul moet word met die Heilige Gees. Hoe wonderlik om vanaand raak te sien, die opdrag is nie net leef vir die Here, en dan los die Here ons om op eie stoom te probeer om dit te doen nie, maar leef vir die Here in die krag en deur die vervulling met die Heilige Gees, die groot instaatsteller. En onthou, die Heilige Gees is iemand. Hy's 'n persoon. Hy's nie net 'n invloed nie, hy's nie net 'n krag nie. Hy's die derde persoon in die Godheid. En hy kom woon in ons, by ons wedergeboorte. En soos Warren Wiersbe dit so mooi sê, when you are saved by grace, the Holy Spirit is resident.
But when you are filled with the Spirit, the Holy Spirit becomes president. Is dit nie mooi nie? Dit is regtig wonderlik gestel. Hy moet nie net resident wees nie, hy moet nie net inwoon nie, hy moet die koning word, hy moet die president word van ons lewens, hy moet volkome beheer van ons lewens neem. As ons dink aan Efesiërs 4 en 5, wat vir ons sê, hoe moet ons leef? Hoofstuk 4 vers 13 gaan oor geestelike volwassenheid, ek lees dit weer, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man of vrou, tot die mate van die volle grootte van Christus. Gaan oor geestelike volwassenheid. As ons dink aan hoofstuk 4 vers 3 wat gaan oor eenheid, dat ons ernstig moet strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. As ons dink aan hoofstuk 4 vers 25 tot 32 wat gaan oor reinheid, u kan dit gaan lees. As ons dink aan hoofstuk 5 vers 2, wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en hom vir ons oorgegee het. En as ons dink aan hoofstuk 5 vers 8, wandel in die lig, dan sien ons dat die Heilige Gees hierin nie net 'n bysaak is nie, maar die hart van alles. Vers 18, hoofstuk 5 vers 18 is die hoe u en ek vir die Here kan lewe. En ek wil dit baie duidelik maak. Dis nie of jy word vervul met die Heilige Gees en dan kan jy ook nog op ander maniere vrugtevol vir die Here lewe nie. Dis die enigste manier om vrugtevol vir die Here te lewe. Die Heilige Gees is die hart van hierdie saak. En kom ons ondersoek dan hierdie verse so 'n bietjie meer saam vanaand. As 'n mens na vers 15 tot 21 kyk, dan kom daar 3 gedagtes na die oppervlak. En vers 15 tot 17 kan 'n mens amper sê is die ingesteldheid van ons lewens met die oog op 'n geesvervulde lewe. Ek wil dit baie duidelik stel, liewe broers en susters, u moet nooit dink dat jy een oggend wakker word en dan is jy vervul met die Heilige Gees nie. Daar's 'n pad van voorbereiding. En vers 15 tot 17 gee vir ons daardie pad van voorbereiding in ons lewens, die ingesteldheid ter voorbereiding. En daar's 4 dinge wat ek onderstreep het, wat u na kan kyk op die bord as u wil. Pas dan op. Kyk mooi. Wees daarop ingestel dat julle nougeset wandel. Dis die eerste waarna ons gaan kyk. Ter voorbereiding vir 'n geesvervulde lewe. Jy moet nougeset wandel. Ons gaan kyk wat beteken dit. Nie as onwyse mense nie, maar as wyse, is die tweede. En koop die tyd uit. Is die derde, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is die vierde, wat ons dan hier wil onderstreep. So, hieruit is dit baie duidelik dat die vervulling met die Heilige Gees nie maar net sommer toevallige mense deel raak nie. Soos ek nou gesê het, jy kan nie maar lewe soos jy wil, en een oggend as jy wakker word, dan sê jy, wat het nou met my gebeur? Daar's nou skielik iets anders. Ek is nou vervul met die Heilige Gees. Dis nie hoe dit werk nie. Daar moet 'n voorbereiding in jou lewe plaasvind. En dis 'n baie belangrike voorbereiding. Dit vra van ons 'n bewustelike en 'n daadwerklike bepaalde geestelike ingesteldheid. Soos wat ons dit in hierdie 2 verse, die 4 gedagtes,
baie, baie mooi sien. In die eerste plek sê hy, pas dan op dat julle nougeset wandel. Letterlik beteken daai woord in die oorspronklike taal, jy moet rondom jou kyk en jy moet baie versigtig wees. Dis wat dit beteken om, letterlik beteken om nougeset te wandel. Kyk rondom jou en wees baie versigtig. Hoekom sal Paulus dit sê? Want daar's so baie dinge elke dag rondom ons wat ons van die Here af wil wegtrek. Wat wil voorkom dat ons sal deurgaan in die geesvervulde lewe, in die volheidslewe en in die volheidslewe met God sal wandel. Dis daarom dat ons baie versigtig moet wees, rondom ons moet kyk en nougeset moet wandel. As jy die Amplified vertaling lees, dan kry jy die betekenis van die oorspronklike woord pragtig daarin vertaal. Hy sê, look carefully around you, then how you walk. Look carefully around you how you walk. Live purposefully and worthily and accurately. So hierdie woord nougeset, om nougeset te lewe, beteken, dit verwys na 'n akkuraatheid en 'n sorgvuldigheid en 'n doelbewustheid, sien ons uit die Amplified. Die teenoorgestelde van 'n wat moet gebeur, moet nou maar gebeur. Jy weet, ek is eintlik maar 'n slagoffer van my lewe, van hoe die lewe met my 'n pad loop, jy weet, ek is maar aan die noodlot oorgegee. What will be, will be. Nou Kain se raas, sê die ou liedjie, nee, whatever will be. En dis so half 'n skouer optrek houding en sê, ek kan nie help wat met my gebeur nie. Wat met my gebeur, gebeur met my en ek is eintlik soort van 'n onskuldige slagoffer daarvan. Kry u die gedagte van wat nougeset beteken? Dit is nie dit nie. Dinge gebeur nie, maar somme net met jou nie. Dis asof Paulus vir ons sê, moenie soos 'n slaapwandelaar deur die lewe gaan nie. Jy weet, en jy's eintlik nie bewus van wat om jou aangaan nie. Raak deeglik bewus van alles wat rondom jou aan die gebeur is. Kyk rond, raak bewus van wat gebeur. Hy het in vers 14 reeds gesê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn. En daarom is dit so belangrik dat ons nie ons geestelike lewens half aan die slaap sal lewe. Jy weet, ek weet nie wat gaan met my gebeur nie, ek sal maar sien. Die Here weet wat gaan gebeur, die Here alleen ken die toekoms. Ek gaan maar kyk wat gebeur, ek dryf maar net saam met die stroom. Ek dink nie ernstig oor die lewe na nie. Ek raak nie ernstig oor keuses wat ek maak en besluite wat ek neem. Ek raak nie ernstig oor my lewenswyse, hoe ek my lewe inrig, dinge wat ek doen. Ek gebruik nie die geleenthede wat God my gee nie. Nee, 'n kind van God wat vervul wil wees met die Heilige Gees, leef nougeset. Besef, ek moet bewustelik leef. Ek moenie net dink aan alles is maar toevallig nie, of die noodlot nie. Ek maak die regte keuses. Ek soek God se wil. Ons gaan ook by die laaste punt sien, verstaan wat die wil van God is. Ja, 'n geesvervulde lewe is moontlik wanneer ons wakker en waaksaam en nougeset om ons kyk en so lewe. Sien u dit raak? Dis 'n baie belangrike gedagte. Moenie dat hy by jou verbygaan nie. Maar wat sê hy in die tweede plek? Nie as onwyse nie, maar as wyse mense. Daar moet ook wysheid wees in ons daaglikse lewenswandel. Daai eerste gedeelte sê eintlik dat dit dwaas is om maar net sommer so saam met die stroom te dryf.
om nie wakker te wees nie, om nie nougeset te wandel nie. Ons moet kyk wat gebeur, ons moet wakker wees met wat om ons aan die gang is, soos wyse mense. En 'n wyse mens is iemand wat in beheer is van jou lewe. Die laaste deel van die vrug van die Heilige Gees is selfbeheersing. Gaan kyk maar in Galasiërs 5:22, selfbeheersing. Vra maar vir Erik en Janet, as hulle so gaan seil, sou dit wys wees om daai seil op te trek en dan net alles te los en lekker daar op 'n stoel te gaan sit en vir Janet te sê, kom ons kyk waar kom ons uit. Jy mag dalk op verkeerde plek uitkom, nê? Daarom, as Paulus sê, soos wyse mense, dan moet ons weet waarheen is ons op pad. Ons moet ons koers bepaal. Ons moet nugter dink oor ons geestelike lewens. Ons moet ons seile in die wind span, soos Piet Smit se pragtige lied sê. Ek was eintlik in die versoeking om die lied vanaand vir julle te sing, maar ek sal dit op 'n ander keer doen. My stem kraak te veel. My lewe is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan en Jesus is my stuurman wat aan die roer bly staan. God se plan vir my lewe is die wydheid van die see. En dan praat hy van die Heilige Gees wat my rigting bepaal. Pas so mooi in, daai lied pas so mooi in by hierdie gedeelte. Ek dink ek sal dit vanaand op die gemeentegroep plaas, maar waar Piet Smit dit sing op YouTube, dan kan julle weer daarna luister. So belangrik in wysheid. 'n wyse bouer is 'n ou wat eers na 'n argitek toe gaan en sê, teken vir my 'n gedetailleerde plan waar volgens ek kan werk. En dan vat hy daai plan, dan bou hy daai gebou presies soos daai plan sê. En is dit nie eintlik hartseer dat soveel kinders van die Here hulle hele lewe tot in die fynste besonderhede beplan? Alles. Ons besigheid, ons finansies, ons vakansie, ons aftrede, alles word beplan, maar ons geestelike lewens word amper aan toeval oorgelaat. So daai eerste 2 gedagtetjies in hierdie vers sê, pas dan op, maak seker dat jy nougeset wandel, nie soos onwyse mense nie, maar soos wyse mense wat jou lewe ook in die krag van die Gees beplan. En koop die tyd uit. Nou vat Paulus ons winkel toe. Sê, daar's iets wat ons moet koop. Wat moet ons koop? Ons moet die tyd uitkoop. Wat op die aarde beteken dit? Dit beteken jy moet elke geleentheid wat na jou toe kom aangryp. Koop die tyd uit. Gryp die geleenthede aan. Doen wat jou hand vind om te doen. Moenie 'n geleentheid by jou laat verbygaan nie. Ek lees 'n verskriklike oulike Engelse spreekwoord hierdie week. Hy sê, opportunity has hair in front, but is bold at the back. Geleentheid het aan die voorkant hare, maar is bles aan die agterkant. Dis soos ek. As 'n geleentheid by jou kom, kan jy hom aangryp van vooraf, maar as hy verby is daar niks om te vat nie. Dit is so ontsettend belangrik, en daar is 2 redes waarom ons die tyd moet uitkoop, waarom ons geleenthede moet gryp as dit na ons kant toe kom. Die eerste is want die lewe is net eenvoudig ontsettend kort. En as jy geleenthede mis en jou lewe is verby, dan is jy spyt. En ons weet mos hoe sê die spreekwoord, spyt is altyd 'n goeie ding, dit kom net te laat. Gryp die geleenthede, want die tyd gaan so vinnig verby. Elke geleentheid wat ons kry om die Here te dien, elke geleentheid wat ons kry om mense vir Jesus te bereik,
Weet jy, dis vir my so wonderlik maandagaande met die EE3, hoeveel mense in die gemeente het die geleentheid nou aangegryp om te kom, om betrokke te raak by die evangelisasie bediening. Weet jy dat ons op 'n maandagaand soms 65 mense in die saal is? Dis wonderlik. Gryp jy ook die geleentheid, as jy dit nog nie gedoen het nie. Kom. Dis die moeite werd, dis wat die Bybel sê. As jy vervul wil word met die Heilige Gees, moet jy die tyd uitkoop. Die Here vervul nie mense in lazy boys met sy Heilige Gees nie. Daar's nie 'n rede voor as jy 'n gemaksigtige geestelike lewe wil leef in die lazy boy dat jy vervul moet word met die Heilige Gees nie. Waarom moet die Here jou vervul met sy Gees? Hy vervul diegene wat die tyd uitkoop. Vervul hy met sy Gees. Dis die eerste rede, die tyd is kort. Die tweede rede, want die dae is boos. Nou wonder ek, as die dae in Paulus se tyd boos was, wat moet ons sê? Ons kan maar net om ons kyk, en ons kan maar net sê, ja Paulus, amen, die dae is inderdaad boos. Daarom moet ons elke geleentheid aangryp. En die vierde ding, ter voorbereiding van die geesvervulde lewe is, ons moet verstaan wat die wil van God is. Het is vir my so wonderlik, elke keer as ek met 'n gedeelte besig raak en ek doen 'n studie van die taal, van die Grieks, en ek kom by die betekenis van die woorde uit, dan raak ek so opgewond, ek kan nie wag om hier te kom staan en met julle almal te deel, wat beteken dit? Wat sê daai woord? Daai woordjie verstaan beteken om jou verstand te gebruik. Ek het net so wel gestaan het, gebruik julle verstand om vas te stel wat God se wil vir julle is. Jy weet, baie mense dink dat die wil van God is so iets misties. En ek moet tog net uitvind, wat is dit? Vanmôre ook dit met die katkesante gedeel. En dan raak ons half kranksinnig, want ek kom nie agter, wat is God se wil vir my nie? Maar as jy nou gesed wandel, en jy's wakker, en jy kyk om jou, en jy leef wys, en jy koop die tyd uit, dan openbaar God sy wil aan jou. Jy hoef nie te wonder, wat is dit nie? Jy hoef nie kranksinnig te raak, omdat jy nie kan uitvind wat God se wil is nie. Jy kom agter in jou alledaagse lewe, deur met die woord van God besig te wees, deur te bid, deur die woord van die Here te bepeins, deur die geestelike onderskeiding wat die Here jou gee, kom jy net agter, maar daar's 'n begeerte in my hart vir iets. En dan is dit die wil van die Here. Dis wat die Here vir jou wil hê. Hy plant daai begeerte in jou hart. Die Here sê ons moet verstaan, ons moet ons verstand gebruik om te weet wat sy wil is. So, hoe lyk die lewe van iemand wat potensieel gereed is om vervul te word met God se dierbare Heilige Gees? Dis 'n lewe wat nou geset is, wat wakker is. Dis 'n lewe wat wysheid soek. Dis 'n lewe wat geleenthede aangryp en die tyd uitkoop. En dis 'n lewe wat die wil van God verstaan. En dis juis in so 'n lewe waar die bevel in die tweede plek baie duidelik deurkom. Word vervul met die Gees. Vers 18, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Daar's mos hier. Vergewe my. Maar daar's mos hierdie storie dat mense graag dronk wil word. En dan gebruik hulle Jesus as hulle verskoning om dronk te word. Dan sê hulle,
maar hy het water in wyn verander. So dis nie vir my verkeerd as ek my ook te buite gaan nie. Kyk hoe lekker het hulle gedrink en vrolik geword. Ek wil nou vanaand vir u baie mooi sê, ek hoop jy moet dit net eenmal in jou lewe hoor en dan vrede daarmee maak. As die Here Jesus in sy woord laat opteken, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, dan sal hy nooit vir jou wyn gee wat jou kan dronk maak nie. Want dit sou van hom iemand met 'n gesplete persoonlikheid maak. Ek is in die versoeking om u te vra, is daar enige iemand in die gehoor wat hierdie teksvers, Efesiërs 5 vers 18, nie baie goed ken nie. Dink is vir ons almal baie bekend. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dis die hart van hoofstukke 4 tot 6. Dis soos ek nou gesê het, die skanier waaraan hierdie 3 hoofstukke vas is en waar rondom alles draai. Alles wat ons in hoofstukke 4 tot 6 leer, hang aan hierdie vers. Word met die Gees vervul. En ek wil vanaand 'n baie belangrike opmerking maak. Ek is verskriklik dankbaar dat die Here hierdie boodskap aan hierdie kerk toevertrou het om te verkondig, die boodskap van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees. Maar dis een ding om te kan sê, dis ons boodskap. Dis die boodskap wat die Here aan ons toevertrou het. Dis die Bybelse boodskap, dis nie ons boodskap nie. Dis God se boodskap. Dis 'n ander ding om dit te lewe. Dis 'n ander ding om God met jou hele hart hiervoor te soek. Om vervul te wees met die Heilige Gees. En daar's 3 dinge wat ek wil hê ons moet raak sien. Die eerste is, dis 'n bevel. Dit staan in die imperatiewe modus. Word vervul, se opdrag. Dis nie dat Paulus kom en vir ons sê, weet julle, dit sal vir julle baie goed wees as julle vervul word met die Heilige Gees. Dis nie wat hier staan nie. Dis nie 'n voorstel wat hy maak nie. Dis nie om aan ons te toon, dit sal eintlik vir julle beter wees nie. Dis 'n duidelike opdrag. Word vervul. En dis 'n opdrag aan elke kind van God. Nie net predikers nie, nie net sendelinge nie, nie net buitengewone kinders van die Here as daar so iets is, daar behoort eintlik nie so iets te wees nie. Gaan lees maar 'n bietjie Watchman Nee se boek The Normal Christian Life. Dis die geesvervulde lewe. Dis die normale Christelike lewe. Dis ook nie net beperk tot sekere tye van die kerkgeskiedenis, byvoorbeeld die tye van die groot ontwakings daar in die 1800s nie. Dit is die opdrag aan elke kind van God. As jy 'n Christen is, dan is hierdie opdrag vir jou adres. Dis vir jou bedoel. Jy kan nie soos Dani Gerber, die beste senter wat ons ooit gehad het, dit kry en aangee na die volgende persoon hier langs jou nie. Jy moet dit vat en jy moet daarmee hardloop. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dis 'n bevel, dis die eerste ding wat belangrik is. Die tweede ding wat belangrik is, dis 'n voortdurende lewenswyse. Jy word nie eenmaal vervul met die Heilige Gees en dan sê jy, nou het ek gearriveer. Nou is ek vervul met die Gees. Want is net so, dan verloor jy dit. Dan het jy dit nie meer nie. Daarom is dit 'n daaglikse, letterlik staan daar in die Grieks,
bly voortdurend vervul word met die Heilige Gees. Oomblik vir oomblik, dag vir dag, week vir week, maand vir maand. Dis nie 'n eenmalige belewenis of ervaring nie. Dis 'n voortdurende toestand. Dis 'n voortdurende werk van God se Gees binne in ons om die stuur van ons lewens in sy hande te hê. Ongelukkig, omdat die Heilige Gees 'n persoon is, kan hy bedroef word. Kan hy geblus word? Kan hy eenkant geskei word? En ek dink aan 'n ou prediker in ons kerk wat eendag gesê het, die Heilige Gees is die grootste gentleman, hy gaan niemand dwing hiervoor nie. As jy nie wil nie, sal hy nie. Hy gee dit net vir hulle wat dit begeer. Hy gee dit net vir hulle wat daarna smag en wat ernstig is daaroor. Baie dinge wat hom kan bedroef, sonde, selfgerigtheid, ongehoorsaamheid, gebrek aan toewyding, selfvoldaanheid, noem dit maar. Daarom moet ons elke dag onder sy beheer kom. Elke dag opnuut ons aan hom oorgee. Elke dag opnuut ons lewens op die altaar plaas en sê, stuur die vuur van u Gees om alles wat uit myself is te verbrand en daarvan ontslae te raak, dat ek volkome onder die invloed en die beheer van u Gees kan wees. Wat vandag in my lewe werk, moet ek ook môre soek en oormôre en die dag daarna. Wat vandag van my lewe waar is, moet ook môre en oormôre en volgende week waar wees. En in die derde plek, dit gaan oor beheer en invloed. Pragtig hoe Paulus hierdie twee toestande langs mekaar kom sit. Aan die een kant die toestand van dronkenskap en aan die ander kant die toestand onder die beheer van die Heilige Gees te wees, onder sy invloed. Ek moet erken, met die eerste oogopslag lyk dit vreemd. Hoe kan hy twee sulke uiteenlopende goed langs mekaar kom sit? Dit het niks met mekaar te doen nie. Maar dit is eintlik 'n wonderlike vergelyking wat Paulus hier gebruik. In beide gevalle is 'n mens onder die beheer van 'n invloed buite jouself. Alkohol beheer 'n dronk persoon. Jy kan nou maar net sê wat jy wil. Jy verloor beheer. Jy het nie beheer as jy onder die invloed van drank is nie. So ook die Heilige Gees. Hy neem die beheer oor. Hy neem die leiersels van jou lewe, die stuurstang van jou lewe neem hy in sy hande en hy lei jou. En dit sluit weer eens so mooi aan by vanmôre se preek. Ek is die goeie herder. Ek wil julle lei. Ek wil julle koning wees. In albei gevalle is daar 'n bepaalde ywer of intensiteit. Ek wil nou nie te veel praat oor iemand wat onder die invloed van alkohol gekom het nie, maar het jy al gesien? Hoe ywerig kan so iemand raak? En snaaks. Jy wil op 'n stadium wil jy almal vermaak. Jy is die snaakste ou onder die son. En dan raak jy kwaai en aggressief. Dit het 'n invloed. Dit maak jou ywerig. Maar ook as jy vir die Here lewe, dan raak jy ywerig, jy raak entoesiasties vir die Here as jy onder sy volkome beheer is. In albei gevalle word 'n mens se gedrag beïnvloed. Iemand wat onder die invloed van alkohol is, sy gedrag raak immoreel. Daar's nie meer filters nie, daar's nie meer lekker onderskeidingsvermoë nie. Dis kom Paulus sê, dit lei na losbandigheid. Dit is eintlik 'n vreeslike toestand. Dis een van die hartseerste goed wat daar op aarde is. Is dronkenskap. Hartseer. Ek onthou toe ek in Johannesburg as jong man gewerk het, ek het by die spoorweë begin. Sit daar 'n boemelaar op 'n sypaadjie en hy is ver heen.
seker brandspiritus ook mag gedrink. Hy is ver heen. En iemand kry hom jammer en koop vir hom 'n groot hamburger en 'n pint melk. Nou wil hy dit eet, nou sit hy daar, maar hy kry nie die goed hanteer nie, want hy is ver heen. En op 'n stadium toe val die hamburger hier in die gutter, net daar by die sypaadjie. En toe vererg hierdie ou hom so, hy staan op, hy trap die hamburger en die melk plat. Boef. En toe sê hy, daar het jy dit nou. Wat 'n tragedie. Dit bly my by tot vanaand. Dit is 'n verskriklike toestand. Maar as jy vervul word met die Heilige Gees, dan het dit 'n positiewe invloed op jou morele toestand. Dan verander jy moreel positief. Dis kom Paulus hierdie beeld gebruik. En dit bring ons in die derde plek, in die laaste plek, by die vrug van 'n geesvervulde lewe. Wanneer 'n mens vervul word met die Heilige Gees, dan verander daar hoofsaaklik 3 dinge in jou lewe. Die eerste is jou lewe word 'n lewe van lofprysing. 'n lewe van lofprysing. 'n hart en 'n lewe wat God groot maak. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Dis die lewe van 'n geesvervulde persoon. Die eerste vrug van geesvervulling is 'n lewe van aanbidding, 'n lewe van lofprysing, en Paulus noem dan hier 3 forme van lof. Psalms, dis liedere wat uit die skrif kom, veral psalms, lofsange, liedere wat die grootheid van God besing, geestelike liedere, liedere wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en wat geestelike waarhede uitdruk. Dis wat ons sing, dis waarvan ons harte oorloop. Wanneer ons hier by mekaar kom en saam sing, is dit nie net om die tyd verby te kry nie. Dis nie net omdat ons nie in daardie tyd iets beters het om te doen nie. Dis omdat ons soos Vaaldam oorloop van lof teenoor die Here, van aanbidding teenoor die Here. O Here, U is vir ons wonderbaar. Ons wil U naam groot maak. En kyk hoe pragtig sê hy hier, dit is baie interessant as hy sê, spreek onder mekaar. Dis nie net 'n persoonlike ding, ja nee, ek sal daar in my binnekamer sal ek die Here loof, ek sal hom daar groot maak, ek wil nie hier saam met my broeders en susters sy naam kom groot maak, ja, ek is te skaam, ek wil nie lekker uit volle bors kom sing hier by die kerk nie. Nee, sê Paulus, spreek onder mekaar, dis nie net 'n persoonlike saak nie, dis gemeenskaplik, dis gesamentlik. Ons wil saam die Here se naam groot maak, maar ons doen dit ook alleen, en spreek in julle harte tot eer van die Here. Hoe wonderlik is dit? Sing in julle harte, is ook baie persoonlik. Maar 'n geesvervulde lewe is ook 'n lewe wat vervul is met dankbaarheid. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus. Nou, ek wil daai 2 verse nou net weer lees, of wil ek kom net so klein bietjie vir u wys wat staan letterlik hier. In vers 18 word vervul met die Gees. Dan sal julle spreek onder mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere. Julle sal psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Dankende God vir alles. Met ander woorde, dit loop saam met hierdie lof. Dis 'n partisipium wat saamwerk. Dis dankende, terwyl julle God vir alles dank. Daar's soveel waarvoor ons altyd in alles die Here kan dank. 'n Mens se hele lewe kan 'n danklied wees as jy besef hoe goed die Here vir jou is. Hoe wonderlik. En dan die derde eienskap is nederigheid.
en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Dis die derde vrug van 'n geesvervulde lewe wat hy hier behandel. Dit gaan oor ons verhouding met mekaar, ons verhouding met ander mense, daar by die werk, daar waar ons elke dag beweeg. Die woord onderdanig beteken nie minderwaardig nie. Hoor mooi, dis 'n groot verskil. Onderdanig, minderwaardig. Groot verskil tussen die twee woorde. Onderdanig beteken dat ek met 'n gesindheid van nederigheid met my medemens omgaan. Wat sê hy? Vir ons moet mekaar voorgaan in eerbetoon. Ons moet die een die ander hoër ag as homself. Dis onderdanigheid. 'n Geesvervulde lewe sê nie, wat kan ek kry nie, uit hierdie verhouding uit nie, maar hoe kan ek dien? Wat kan ek beteken? Wat kan ek doen om jou te help? Dis onderdanigheid. En dit beteken dat ons respek vir mekaar het. Dit beteken dat ons bereid is om toe te gee, dat ons bereid is om liefdevol saam te werk. Ek wil nie my eie agenda voorop kom stel nie, ek wil nie my eie beeld kom blaas nie, ek wil nie my wil op julle kom afdwing nie, ek wil graag saamwerk, ek wil graag hande vat, ek wil graag myself onder jou kom plaas. In ander woorde, hoe ons ander mense behandel in nederigheid, omdat ons Christus eer, omdat ons hom groot maak. Wat 'n belangrike boodskap. En ons gaan nou volgende boodskap gaan ons kyk na die huwelik, ons gaan kyk na die gesin, ons gaan kyk na die werkplek. Dit raak nou verskriklik prakties. En alles vloei uit Efesiërs 5 vers 18. Alles draai rondom daai een opdrag, word vervul met die Gees. Paulus het vir ons kom wys hoe die geesvervulde lewe lyk. Hy begin by die voorbereiding. Wandel nougeset. Nie as onwyse mense nie, maar as wyse mense. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Gryp die geleenthede aan. Verstaan wat is God se wil vir julle. En dan is jy gereed om vervul te word met die Heilige Gees, die opdrag. Ja, die Christelike lewe kan nie gelewe word deur ons eie wilskrag nie. Almal het dit al ontdek, nê? Is ek reg as ek so sê? Almal het al ontdek, my wilskrag is te klein, ek kan nie uit eie krag vir die Here lewe nie. Daarom die opdrag, dat ons by die kragbron moet uitkom, die vervulling met die Heilige Gees. En as jy vervul is met God se Gees, dan is jou hart vol van lof teenoor die Here, en jou lewe is gevul met dankbaarheid teenoor die Here. En jou verhouding met ander word gekenmerk deur Bybelse onderdanigheid, nederigheid. So die vraag wat ons elkeen vanaand onsself moet vra is ek vervul met die Heilige Gees? Lewe ek onder sy volkome beheer? Het ek myself sodanig aan die Heilige Gees oorgegee? Hoe sal ek weet? Maar as my eie wil nog belangriker is as God se wil, dan is ek nie onder beheer van die Heilige Gees nie. As ek in verhoudings op ander mense wil trap en altyd my eie sin wil hê, dan is ek nie vervul met die Heilige Gees nie. As ek nie krag het om vir die Here te lewe nie, dan is ek nie vervul met die Heilige Gees nie. As ek nie krag het om te getuig nie, dan is ek nie vervul met die Heilige Gees nie. En dan kom die Here vanaand met hierdie opdrag. Word vervul. Soek die Here daarvoor. Moet dit nie los nie.
Maak dit 'n baie belangrike doelwit in jou geestelike lewe. Mag die Here ons help. Amen. Here, ons wil maar net weer voor U stil word en ons wil ons lewens aan U voete kom neerlê in totale afhanklikheid. Ons het al agtergekom in ons lewens dat ons, miskien sê maar aan die begin van 'n jaar, begin met baie goeie voornemens. Die bedoelinge van ons harte is reg. Maar kort voor lank, dan vind ons op 'n ou plekkie waar ek sê, ag weet jy, ek is nou nie vir môre lus om stilte tyd te hou nie. Ek het nie krag daarvoor nie. Vind jy jouself op 'n plekkie dat jou sitplek hier in die kerk word leeg? Jy staan nie jou plek hier vol nie. En Here, dis dan wanneer 'n mens die ontdekking moet maak. Ek het nodig om met God se Heilige Gees vervul te word. Dankie dat U in hierdie boodskap vir ons baie mooi kom wys het. Wat is die voorbereiding om nougeset te wandel in wysheid? Verstaan wat God se wil is, koop die tyd uit. En dan die oorgawe te maak, die volkome algehele oorgawe, hart, siel en gees, of liggaam, siel en gees, aan die Here oor te gee, en te sê my alles op die altaar, en wagtend op U vuur. En dan die wonderlike vrug wat daar sal wees, 'n lewe vol van lof, vol van dankbaarheid, 'n nederige lewe wat ander hoër ag as myself. Kom doen dit vir ons asseblief, Here. In Jesus se naam. Amen.